Okay, voor ons begin. Kom ons maak die oor toe. Vader, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees in hierdie oomblik in. Ag Here, daar is so baie van u drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees wat ons nie verstaan nie. Maar Vader, dankie dat ons een ding weet, is dat u 'n verhoudingsgod is. En daaroor is ons seker, dat u ons roep in 'n verhouding met die Vader en met die Seun en met die Heilige Gees. En ek bid, Here Jesus, waar ons praat oor die Gees vanaand, dat ons ore sal oop wees, ons besef, ons het u Heilige Gees nodig. Heilige Gees, breek ook dit oop, wat ons moet hoor in hierdie aand. In Jesus naam. Amen. Gou net so vinnig, dit gaan 'n Q&A ook wees. So, Frikkie gaan die Q&A hanteer vir ons. Die kruispad is die nommer wat jy kan WhatsApp, met al jou vrae. So, soos dat jy sit, en sê maar dat duik iets op, en jy wil iets sê, of jy het gedink aan iets, en moet dit nie los nie, niemand sal snaaks dink as jy nou jou cellfoon, sit hom net op silent, maar as jy nou jou cellfoon uithaal, en jy begin tik, en jy wil 'n vraag vra, AD, net nie 'n moeilike vraag nie, asseblief. Dan na die tyd gaan Frikkie vir ons vra. Frikkie, net nie al jou eie vrae nie, asseblief, hoor. Net die eerste 5. Okay. Baie mense vra vir my, hoekom praat ons so min oor die Heilige Gees? Of baie keer sal mense, nadat hulle tyd was in die kerk, sê, maar ek het nooit gehoor van die Heilige Gees nie. Ek het nooit gehoor oor die werking van die Heilige Gees nie. En dit is interessant, as ek dink aan, dan dink ek, julle sal aan die einde hoor, hoekom dit juis so is. Daar's 'n rede daarvoor. Maar een ding weet ek verseker, hoe meer ek in Romeine besig is, hoe meer besef ek dat ons motto is wat? Kruispad se motto is wat? A way of life. Daar is geen manier om 'n way of life te leef en vir Christus te leef sonder die Heilige Gees nie, Jan. Daar's net geen manier nie, Jan. Jy kan nie vir die Here leef in jou daaglikse lewe sonder die Heilige Gees nie. En dis een ding wat ek al hoe meer agterkom is, dat die Heilige Gees, Jesus sê self, dit sal soos lewende water wees wat uit julle binneste uitvloei. En dan verwys hy na die Heilige Gees toe. Daar sal 'n lewende stroom water wees uit julle binneste. En dis hoekom die laaste tyd besef ek ook meer en meer, Diana, as ek jou so vra, werk die Heilige Gees kragtig deur jou? Wonderlik, hy is in kruispad, hy verstaan dit. Die Heilige Gees werk kragtig deur ons om hierdie way of life te leef. Christian, ek gaan eers die vraag vir jou gee. Ons gaan so oor en weer gaan, maar net vinnig, hoekom is dit belangrik dat ons praat oor die Heilige Gees? Ek het so ietsie genoem, maar ek dink daar's 'n paar ander goedjies ook. Die Bybel is ongelooflik duidelik dat, en ons moet dit ook vir mekaar sê, dat daar is misleidende geeste. So ons het die Heilige Gees, maar ons ook misleidende geeste, en dis wat 1 Johannes 4 vers 1 sê, al die verse wat ons nou gaan doen, vooral as ons kom by die werk van die Gees, sal op die bord die agter wees. Maar 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. So daar is valse geeste, en dit is hoekom dit belangrik is om te kan identifiseer wat is die Heilige Gees en wat is valse geeste. En dan die tweede ding is die gevolg oor die langtermyn. Jou view oor die Heilige Gees gaan jou geloof oor die langtermyn beïnvloed. En baie keer hoor jy mense praat oor die Heilige Gees en mense kan sien langtermyn waar daai uitwerking gaan wees op jou geloof. En dis hoekom ons dink dis belangrik. Net so interessant, Micha as die profeet, as die koning Josafat en Agab wil oorlog gaan voer, en dan soek hulle profete wat vir hulle sal optree en wat vir hulle sal sê wat met hulle doen. En dan is interessant genoeg, daar's 400 profete wat hulle roep, en almal sê gaan fight. En dan sê Josafat, luister, is daar nie een profeet van die Here nie, want iewers het Josafat, wat 'n koning was, wat die Here geken het, lief, agterkom, hier is iets af. Hierdie is nie die Gees van die Here wat hier praat nie. Want hulle almal praat vir die Gees van die Here, en dan sê hy, is daar niemand wat vir die Here sal praat, en sê hulle, ja, sê Agab, as 'n ou, maar hy praat altyd wat net sleg is. Dan sê Josafat, maar roep hom. En dan sê Micha, jy weet, jy kan fight, en dan word hy geslaan, en die koning sê, ek het vir jou gesê, jy moet net praat wat die waarheid is, en sê, nee, jy gaan pak kry as jy oorlog voer. Eenheid 400. En ongelukkig is dit so, net so om aan te sluit, Christian, is dat
die dwaalgees is in die wêreld aan die werk, maar dit kan ook in die kerk wees. En daarom is dit belangrik dat ons dit verstaan. So nee. Ons gaan op twee goed fokus, die persoon van die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. Okay, so dis die twee hooffokusse vanaand. So eerstens die persoon van die Heilige Gees. Fred, ons het so 'n bietjie gepraat, maar net so een ding, as jy die Heilige Gees so opsom, wat sê jy sê is die Heilige Gees? En ek dink wat interessant is, ek praat met iemand vandag ook weer en ons dink baie keer die Heilige Gees as ons gewete. Dis ons gewete. Nou, ek dink nie dis ons gewete nie, want die Bybel sê in die wêreldse mens weet ook wat reg en verkeerd is. So dis nie net Christene wat 'n gewete het nie, is dit nie so nie? Onthou jy toe jy ongered was, jy het ook geweet, nou doen ek droog. So, dit kan nie my gewete wees nie, die gewete is iets wat die Here vir ons gee. Wie van julle weet as jy droog maak? Luke, jy weet as jy droog maak, nie? Die Heilige Gees is 'n persoon van die drie-eenheid. En hoekom dit so belangrik is dat die persoon van die drie-eenheid is? Want baie keer dink mense dis 'n krag ook. Hulle dink dis 'n krag wat my beetpak. En dis nie die krag van God nie. Dis die persoon van die drie-eenheid. En hy wil 'n verhouding hê met ons. Dis interessant. Baie keer mis mense die persoon van die Heilige Gees en dink dis 'n krag wat oor jou kom sodat jy goedjies kan doen. En eintlik is dit die Gees van God wat in verhouding tree met ons, sodat ons kan in verhouding tree met die Vader. En so dis 'n belangrike konsep om te onthou. Net 'n interessante ding, as jy dink aan die Vader en Seun, dan is dit alles verhoudingstaal, nê? Jy kan dink dat die Vader 'n verhouding met die Seun het en die Seun 'n verhouding met die Vader het, nê? Die Heilige Gees is so half die odd one out, met alles respek gesê, in die drie-eenheid. So waar gaan die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die een wat tussen die Vader en die Seun operate om hulle in verhouding met mekaar te plaas. So deur die Gees het die Vader 'n verhouding met die Seun en die Seun 'n verhouding met die Vader. Dit is 'n amazing ding, as jy daai drie-eenheid reg verstaan, dan besef jy al drie is in verhouding met mekaar, maar is eintlik in die Gees wat ons 'n verhouding ook kan hê met die Vader. As die Gees nie in ons uitgestort het nie, ons weet Jesus het gesterf vir ons, nie? Nee? Ons weet dat Jesus uit die dood opgestaan het en dat ons oorwinning het. Maar daar's een manier waarop ons 'n verhouding kan hê met hom. Dis hoe? Dis deur die Heilige Gees. Daar's geen ander manier nie. En so ons moet altyd dink, as ons dink oor die Heilige Gees, as die persoon van die drie-eenheid. En nie 'n krag nie, ook nie my gewete nie, maar 'n persoon wat wil wandel. Dis een ding wat Romeine 8 vir my oopgebreek het, is die Heilige Gees wandel met ons. Dis 'n mooi beeld. En ek dink belangrik weer om te onthou, hy werk kragtig deur ons. Hy is besig om kragtig deur ons te werk, maar dit beteken nie die Heilige Gees self is 'n krag nie. Die Heilige Gees is een van die drie persone van die drie-eenheid en hierdie beeld hier agter help baie om dit te probeer verstaan. Ons breins gaan nooit die drie-eenheid van God heeltemal kan kop nie, maar hierdie help so bietjie. So al drie persone van die drie-eenheid is God, maar soos julle kan sien, die Vader is nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees is nie die Seun nie, en die Seun is nie die Vader nie, maar al drie is God. So, drie verskillende persone, een wese. En baie keer sal mense ys en water en stoom. As 'n voorbeeld wil gebruik om die Heilige Gees te verduidelik, maar dit val kort. Ons kan nie, beelde gaan nie vir ons die grootheid van en net die awesomeness van die drie-eenheid kan help verstaan nie. Ja, seker. Okay, so dit is die persoon van die Heilige Gees. Nog een ding, hulle al drie het verskillende funksies. So dit is ook belangrik. Al drie is God, maar die Heilige Gees het 'n ander funksie, die Jesus het 'n ander funksie en die Vader, al drie het verskillende funksies. Okay, so dit is Ja, dis nie 'n hiërargiese stelsel nie. Party ons dink ook die Vader is die een wat belangrik is, die Seun is minder belangrik en die Heilige Gees is die minste belangrik. Nee, hulle is funksioneel verskillend. Maar in hulle wese is hulle nie in 'n hiërargiese stelsel nie. Hulle is een en dieselfde. En ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Gaan maar Tian, enige wiskundige, dit is 'n som wat jy net nie kan maak nie. Dit is net amazing. En dit wys ons dat die mens dit nie kon opmaak nie, maar God het dit geopenbaar in sy skrif. Okay, dis die persoon van die Heilige Gees. Ons gaan nou
En ons gaan meeste van die aand op hierdie fokus, die werk van die Heilige Gees. En voor ons gaan in die primêre werk van die Heilige Gees, deel 'n bietjie oor die Ou Testament, Nuwe Testament. Nuwe Testament. Baie keer as mense dink oor die Heilige Gees, dan dink hulle altyd dis die werk in die Nuwe Testament. Is dit nie so nie? So meeste mense begin lees oor die Heilige Gees waar? By Handelinge, nee. Want hulle dink by hulle self, alright, Handelinge vertel ons van die Heilige Gees. Waar hoor ons eerste van die werk van die Heilige Gees? Genesis 1. Wat sê dit, Adia? Die Gees het oor die waters gehover, soos die Engels sê. Hy het oor die Gees word ook in die Ou Testament beskryf as die Ruach. In die Hebreëus is die woord Ruach die asem van God. Dis die skepende eenheid van die drie eenheid is die Gees. Hy is die een wat lewe gegee het, hy is die een wat lewe skep, en hy is die een wat op die einde die lewe gemaak het, wat het is. Dit is 'n amazing ding as jy daaraan dink. Nou in die Ou Testament kry ons net sekere mense, as mense nou vir my vra, maar wat is die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament? Dan is die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament, die Here het sy Gees, God het sy Gees, vir sekere mense op sekere tye vir 'n bepaalde tyd gegee. Vir wie het hy dit gegee? Vir die konings, vir die priesters, en vir die profete, nee? Ons kry funksioneel, as God iets wou sê, dan sê hy dit deur sy Gees deur hierdie drie persone, die priesters, die profete en die konings. Nou interessant genoeg, jy hoor van Saul, wat het gebeur met Saul, hier op die einde van sy koningskap? Die Gees het wat gebeur? Wat het met die Gees van God gebeur? Die Gees het hom verlaat, nee? En wat se gees het in hom gekom? 'n Bose gees het in hom gekom. Julle kyk en julle frons vir my, is julle nog by my? Verstaan jy? So, dit was 'n beperkte tyd wat die Heilige Gees uitgestort is op sekere mense vir 'n bepaalde tyd. In die Nuwe Testament en die Nuwe Verbond is dit iets baie beters. Die Heilige Gees kan nie kom en weggaan nie, Luke. Johan, hy kom nie net op ons en dan verlaat hy ons nie. Wat die Nuwe Testament vir ons leer is dat die Heilige Gees in ons stil word en jy kan die Gees van God hartseer maak. Dis die twee elemente. Nou net nog 'n ding is, jy hoor baie keer mense sê, jy's hierdie ou is anointed. Jy al ooit gehoor wat beteken dit, as iemand anointed is? Enigiemand? Wat beteken dit, as ons vandag vir mekaar sê, jemel, daai is anointed? Ek het dit al 'n paar keer gehoor. Besef julle dat anointed beteken eintlik maar vervul met die Gees? Dis eintlik wat dit beteken. Dit wil sê ons almal is anointed. En in die Ou Testament het hulle olie gebruik as 'n teken van God se teenwoordigheid wat oor 'n persoon kom, sy Gees. Onthou julle, Dawid is gesalf, Saul is gesalf, die priesters word gesalf, Aaron word gesalf, sy nageslag, die Lewiete word gesalf, as 'n teken daarvan dat God se Gees uitgestort word op hulle vir hierdie bepaalde tyd, vir hierdie bepaalde taak. En daarom, as ek hoor van anointing, dan sê ek, yes, ons almal is anointed. Wie voel anointed vanaand? Alright, as jy nie anointed voel nie, dan weet jy nog steeds die Heilige Gees is in jou as jy bely Jesus is jou Here. Alright, so die Heilige Gees se inwoning is ook nie net 'n gevoel nie. Dis 'n wete, want God beloof dit. So ek vat God op sy beloftes. Ja. So, as ons dink aan daai anointing, dat ons almal gevul is met die Heilige Gees, hoe lyk dit in ons lewens as gelowiges? En wat is die primêre werk van die Gees? So ons almal is anointed. Wat is die Heilige Gees se primêre werk? Ons gaan nou na die gawes toe gaan, maar eerstens, wat is die primêre werk? En dit is so belangrik. So die eerste ding is, die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde. En dis voor die bekering wat jy nou gesê, jy gaan nou 2 voor die bekering. Yes, hierdie 2 is voor die bekering en dan gaan ons ook kyk as ons tot bekering gekom het, die primêre werk van die Heilige Gees. Maar eerstens, oortuig hy ons van sonde en oordeel wat kom. Dis wat Johannes 16 vers 8 sê, Jesus sê, en wanneer hy kom, wat hy praat van die Heilige Gees, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So dis die eerste ding wat die Heilige Gees doen in ons lewens, is hy oortuig ons van sonde en ons nood vir Jesus as ons verlosser. En dan die tweede ding, nadat hy ons oortuig het van sonde, is dat hy ons weer herbaar. Dit is die Heilige Gees wat ons van dood na lewe bring. Ons kan nie onsself Ja, net 'n interessante ding oor die hele gedagte dat, onthou jy toe jy ongered was, wie was ongered op 'n stadium? Alright. Romeine 7 sê 'n interessante ding, Romeine 7 sê ons, daai hele stryd, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen, dit doen ek, wie sal my red van die dood bestaan? Elke persoon het daai ervaring van, ek voel die heeltyd onder 'n las van oordeel.
En dis wat die Heilige Gees doen. Hy plaas 'n las van oordeel op mense wat ongered is. Natuurlik is dit anders, maar ek dink dis belangrik. En nie net die Heilige Gees se werk in ons lewens is nie net dat hy ons oortuig van die sonde nie, maar dan ook ons harte verander dat ons nou sonde haat en hom liefhet. En dit sal op die bord wees Johannes 3 vers 3 tot 8. Dis nogal 'n lang gedeelte. Bly by ons. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom: hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Dis crucial. Ek dink dis crucial. Dit beteken dat ons wedergeboorte is nie ons eie werk nie. Jy was nie oulik nie. Die Gees het jou oë oopgemaak. En dis wat Efesiërs 2 vers 4 tot 5 ook sê, dis die Gees wat ons lewend maak. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy verlos. Okay, so voor ons bekering, eerstens oortuig die Heilige Gees ons van ons sonde, en hy verander ons harte, dat ons van dood na lewe gemaak weer eens daai idee van die Ou Testament, nee, wat lewe skep. Dis die lewende asem wat in ons geblaas, dis God se Gees. Dis God se asem, as jy dit mooi verstaan. Dis 'n lewende gewende ding vir mense wat dood was in hulle sonde en ewe skielik lewend geword het. En dan gaan Jesus nou verder, nou dat ons wat wedergebore is, ons wat kinders van God is, gaan Jesus verder in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. 'n Ander woord vir dit is helper. En hy sal 'n ander helper gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van waarheid. So as gelowiges het ons die Heilige Gees as 'n helper. Hy help ons. Hy is ons parakleet en ons gaan kyk na 4 maniere hoe hy ons help. Die eerste een is hy lei ons in volle waarheid in volle waarheid. En Johannes 14 vers 6 praat van Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is. So Jesus is die waarheid en as hy sê die Heilige Gees lei ons in volle waarheid en ultimately lei ons na Jesus toe. Dit is die volle waarheid. Ultimately lei ons na Jesus toe. Net vinnig saam met dit is, die kind van die Here kan nie in 'n leuen leef nie. En wie wat vir die hartseer is baie keer in die kerk van die Here Jesus. As ons hier by die byeenkomste is, dan lyk ons baie keer op 'n sekere manier tot ons weg is en ons in ons huis is, as ons iets anderste. Wat is dit anderste? Jy leef alleen. En die Gees is nie in 'n leuen nie. Die Gees wil my in die waarheid hê, in die lig hê. Dit wil sê, as ons verstaan dat die Gees elke oomblik by my is, dan besef ek dat ek nie wegkruip nie. Verstaan? As mense my nie sien nie, beteken dit nie God het my nie gesien want hy's in my. So ek leef ewe skielik in die waarheid. Ek gee nie om wat mense dink nie, wat hulle sê nie, want Christus is in my teenwoordigheid elke liewe oomblik van elke liewe dag. Hy weet wat ek dink, dis scary. Hy weet wat ek kyk, hy weet wat ek sien, en daarom leef ek in hierdie openbaring voor hom. Jesus sê op 'n stadium net vandag, Christian, wat vir my interessant is, hy sê, alles wat in die donker gebeur, sal aan die lig kom. En elke ding wat jy fluister vir iemand, sal van die dakke afgeskree word. En wat hy eintlik sê is daar's niks wat in die duister gebeur wat nie openbaar sal word nie. Ons as Christene hoef nie bang te wees nie. Ons kan in die openbaring lees, ons kan in die lig lewe. Ons leef nie alleen nie. Ja. So hy lei ons in volle waarheid in en ultimately alles wat die Heilige Gees wil doen is om ons te point na Jesus toe. Hy wil ons leer wat Jesus gesê het, hy wil ons herinner wat Jesus gesê het en so Adi het hy het dit nou net vir my gesê, ek onthou ons het so jaar terug hier ook oor gepraat, maar as jy dink aan 'n lig, die lig wat op Tafelberg skyn, okay?
die lig wil nie op homself skyn nie, die lig skyn op Tafelberg. En dit is wat die Heilige Gees wil doen. Die Heilige Gees wil vir Jesus groot maak, vir Jesus verheerlik, nie homself nie. Die Heilige Gees wil nie aandag op homself sit nie. Jesus is duidelik, ek gaan nou hierdie 2 verse lees, maar die fokus van die Heilige Gees is Jesus, nie homself nie. Kyk saam Johannes 14 vers 26. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En aan Johannes 16 vers 13 tot 14. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, Jesus sê dit, hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Ek dink daar is nogal belangrik. Ek dink baie keer van ons dink die Heilige Gees sal 'n selfbeeld weer eens as ek praat oor dit dan met alle respek. Ek is nie besig om te probeer snaaks wees nie. Maar baie keer dink mense ons moet praat oor die Heilige Gees. En die Heilige Gees wil praat die lig op hom skyn. Hy het geen krisis nie. Hy verstaan die wese van wat sy bedoeling is in die drie eenheid wat ons verstaan. Hy wil die lig op Christus se werk skyn. Want op die einde van die dag is dit wat ons verander. Die lig moet op Christus verskyn word, sodat die Vader verheerlik kan word. En ek dink dis... En dis wat 2 Korintiërs 3 vers 18 ook sê, hoe word Christus verheerlik? Hoe verheerlik die Heilige Gees Christus? En soos wat ons herinner word aan Jesus, en soos wat ons gepoint word na Jesus toe, en ons sien sy glorie, word ons verander in die beeld van Christus. En hoe meer ons verander word in die beeld van Christus, hoe meer glorie kry die Vader. So dis wat die Heilige Gees wil doen. Ons oë op Jesus, soos wat ons verander word in die beeld van Jesus, kry die Vader die glorie, en that's the functions van al drie. Ek gaan so met 2 Korintiërs 3 vers 18. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig, laat ek weer gaan, skies julle, en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Ja, ek dink dit is belangrik, want eintlik is die vertaling daar, dis die werk van die Gees. Hy verander my van heerlikheid tot heerlikheid. Wat wil hy doen? Hy wil my meer soos Jesus maak. En dis wat die vrug van die Gees ook dan, soos ons na Jesus kyk, en ons herinner word wat Jesus geleer het, en ons oë is op Jesus, dan, dis wanneer die Heilige Gees, die vrug van die Gees in ons bewerk. Dis die formule. Nie, ek fokus op die vrug nie, ek probeer selfbeheersing, ek probeer liefde, nee, jy fokus op Jesus, en soos jy oë op Jesus is, werk die Heilige Gees, die vrug van die Gees in ons, en dis wat Galasiërs 5 vers 22 tot 23, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ja, it's amazing. Daai Griekse woord is net enkelvoud. Daar's net een vrug. En dis die liefde. Die ander, 1 Korintiërs 13 sê dit mooi. Hy sê, daarom, die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verbaand nie, hou die boek van die kwaad nie, verbly hom nie onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles. So, Paulus is eintlik besig om oor een vrug te praat, en is die liefde. Maar hoe lyk die liefde? Dis hoe die liefde lyk. En weet jy wat is interessant? Ek dink ons moet verstaan dat die Gees, die vrug is die Gees. Dis die Gees van waarheid, en dis die Gees van liefde. Dis wie die Gees is. Hy kan nie iets anders te wees as hierdie kenmerke van hom nie, want dis wat hy in ons uit laat kom. Baie keer moet ons dit reg verstaan, want ek dink, wie van julle is ongeduldig? Kyk, wonderlik, dan is nie net ek nie. Nou, die groot probleem, is daar enige geduld in my vlees? Nee, daar is nie. Maar is die Heilige Gees, die Gees van geduld in my? Nee. En so die Gees van geduld, die Heilige Gees wat die Gees van geduld is, bring geduld in my voor. En baie keer is daar 'n fight en 'n struggle, maar oor tyd sal die Heilige Gees verander dit wie hy is in my, en dit gaan oor my wandeling saam met hom. Okay, so as 'n laaste ding wat die Heilige Gees ons mee help, gaan we net die eerste 3 noem. Hy lei ons in volle waarheid in.
verheerlik vir Christus en bewerk die vrug van die Gees in ons. En dan die laaste ding is die vrymoedigheid om te getuig. Hy maak ons bold om oor hom te getuig. En dis weer eens daai liefde wat die Heilige Gees vir ons gee, ons liefde vir ander mense, is ons wil die evangelie deel aan mense wat verlore is, en ons wil intentioneel na ander mense toe lewe, sodat hulle in ewigheid om God kan lewe, en deur Jesus versoen kan word. So nie net bewerk hy liefde in ons, dat ons aan ander mense die evangelie wil deel nie, maar ook maak hy ons bold, dis die Engelse woord, maar hy maak ons bold om uit te gaan en dit actually te doen, en om te praat, en as jy daai twee saam het, die vrug van die Gees, jou lewe wat verander, en jy wat meer soos Jesus word, en jy praat oor Jesus, ongelooflik powerful as daai twee saamkom, en dis ultimately dan hoe die koninkryk uitbrei. Ja. Is die Gees vreesagtig? Ons het dit vanoggend gelees in Romeine 8. Die Gees is nie die Gees van vreesagtigheid nie. So hier is die interessante ding. Elke keer as jy dink jy moet met iemand praat, Lainie sê nou die dag vir my, sy besef, sy doen haar naels by 'n vroukie en hulle begin praat oor sekere goeders en sy sê vir my, pappa, ek moet teruggaan, want ek besef ek moes die evangelie gedeel het vir hierdie vrou en ek het nie. Die oomblik as jy vrees ervaar, dan weet jy dis nie God se Gees nie. Hier's nou 'n ander gees wat werk. Hier's nou iemand anderste. 'n Christen, hoor my mooi, 'n Christen kan nie die Gees van God hê en 'n dwaalgees in hom hê op dieselfde tyd nie. Maar wat die duiwel baie keer kan doen is, hy maak my vrees, want hy laat my die storm sien. En dit laat my vrees. En elke keer as ek dit besef, as ek vrees vir iemand, of ek wil iets sê en ek sê dit nie, dan weet ek, hierdie is nie die Gees van die Here nie. Maar die Gees van die Here wil my bold maak. Al slaan ek my naam in 'n plank. Hy word verheerlik. En baie keer, mens bid dat die Heilige Gees jou bold maak om die evangelie te deel, maar meeste van die kere is dit in die obedience, gehoorsaamheid van jy wat die evangelie deel, wat sy krag en sy boldness kom. Dis in daai gehoorsaamheid wat hy dan en ek dink ons moet mekaar challenge. Ja. Hierdie week. Okay, as die krag van God, Jesus sê, wanneer die Gees kom, sal julle die krag ontvang om wat te doen? Om my getuies te wees. Wanneer is 'n gemeente Gees vervuld? Wanneer mense praat oor Jesus. Dis die teken van 'n geesvervulde gemeente. Dis die getuienis oor Christus. En is Handelinge 1:8, ons het dit nog gegee. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Yes. Ja. Okay, so ons het nou oor die primêre werk van die Heilige Gees gepraat. Nou gaan ons na die gawes toe. Okay, die gawes, maar voordat ek laat Fred verder gaan, ek dink is ook belangrik om te onthou, net soos die Heilige Gees die vrugte in ons bewerk, ons fokus nie op die vrugte nie, ons fokus op Jesus, en ons kyk na Jesus, en so word ons verander. Selfs met die gawes, ons fokus is Jesus. Ultimately wil die gawes vir Jesus verheerlik en die kerk opbou. En as ons daar begin, dan gaan ons okay wees. Maar as ons gaan fokus op die gawes en dit is ons primêre fokus en ons vergeet waartoe die gawes wil wys en vir wie die gawes wil verheerlik, dan gaan ons dit mis. Ek dink die groot ding is daar, iemand het eendag gesê, pursue the giver more than the gifts. Pursue the giver more than the gifts. Want die gawes vloei uit. Nou hier is 'n interessante ding, net gou interessant. In die Grieks, die woord vir gawe beteken net 'n geskenk. Dis wat dit beteken. Dis om 'n geskenk uit te deel. So, wie se geskenk is dit? Joune of iemand anders te sin? Sê maar ek gee vir jou 'n geskenk en ek sê vir jou, Susan, hierdie geskenk gee ek vir jou, maar dit is eintlik vir daai ou wat jy dit moet gee. Aan wie behoort die geskenk? Die ander ou. En dis 'n interessante mind twister om 'n bietjie te dink oor, dat die Here vir jou 'n geskenk gegee het, nie vir jou nie, maar vir iemand anderste. Wat jy kan uitdeel. Nou hier is 'n amazing ding. Elkeen van julle het 'n gawe ontvang van die Here. En die gawe word ontdek in verhouding. Kan ek dit sê? Die gawe word ontdek in verhouding. Want hier is die ding. Jy gaan praat met iemand en dan gaan jy agterkom, ja nee, hierdie ou het nogal wysheid. Want jy het 'n probleem gebring, is en
almal van ons het die gees van wysheid ontvang, so ons kan wysheid gee vir mense, maar daar seker ouens met 'n spesiale gift vir wysheid, of 'n kennis, of 'n sekere ander goeders, wat ons nou praat oor die ander wonderwerk gawes, maar elkeen van ons het 'n gawe, maar dis nie my gawe nie, dis nie vir my nie, dis nie om die lig op my te skyn nie, hierdie gawe, as jy dit gee vir iemand, wie sien hulle raak, na jy die gawe gegee het vir hulle? Geskenk. Christus. En ons word opgebou in Christus. Dis wat die bedoeling is vir die gawes in die kerk. Dis hoekom Paulus sê, ook skryf in 1 Korintiërs 12, sê hy, konsentreer, maak groot die kleinste gawes onder julle. Nie die groot gawes nie, net vinnig oor Korinte. Dis interessant, meeste mense praat oor Korinte. Ek lees nou die dag iemand wat ek is besig met 'n boek, Priscilla, die boek se naam is Priscilla, is bietjie van 'n roman, maar Witherington skryf die ding, as jy hom kry kan jy hom lees. En hy praat vanuit Priscilla se oogmerk oor die gemeente. Hulle bly in Korinte op daai stadium. Aquila en Priscilla, het julle al gehoor van hulle. En sy praat oor Korinte en hoe ongelooflik stryd was daar in die Korinte. Wat was die grootste stryd in Korinte, in die gemeente? Wat was die grootste stryd? Is wie is die belangrikste? Want die een ou sê ek is deur Paulus gedoop, die ander ou sê ek is deur Apollos, die ander ou sê, so wat was die stryd? Is hierdie geestelik, wie is geesteliker as ander mense? En dan sê Paulus eintlik vir hulle, in 1 Korintiërs 13 sê hy, wie wat is oorheersend beter as die gawes? Wat sê Paulus is beter as die gawes? Die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en galm en simbaal geword. So wat doen Paulus? Hy sê, baie mense wil die gawes, jy weet, ons is, ek dink almal, jy weet, as jy praat oor die gawes, almal is daar, want almal wil dit, maar Paulus sê eintlik, ja, die gawes is belangrik, maar as jy dit verstaan in die oogpunt van liefde vir iemand anderste, dan bewerk jy die gawes op die regte manier. En ek dink dit is belangrik om weer net te noem, ons almal het gawes van die Heilige Gees ontvang, uniek, ons het verseker, dit is biblical. Die vraag is net, want baie kerke sal regtig 'n bediening hê van ons moet ons gawes ontdek, en nie dat dit verkeerd is nie, maar ek het nogal met Fred baie daar gepraat die laaste jaar, want ek worstel daarmee, hoe help ons die gemeente om in hulle gawes te loop wat die Here vir hulle gegee het, hoe kan ons elkeen in die volheid van wat Christus ons na roep toe loop, en hy het 'n mooi ding gesê, sê net vir mense, hê ander mense lief, en hoe ek iemand gaan lief hê, en hoe hy iemand gaan lief hê, en julle iemand gaan lief hê, gaan anders lyk, want ons het ander gawes. So, as jou fokus is, weer eens Jesus, en om ander mense lief te hê, dan, dit gaan nie dieselfde lyk vir ons almal nie, maar dan dink ek, waar dit kan help, is as die gemeente sien, hierdie persoon het regtig 'n servant heart. Ek onthou by Liberty, een van ons ouens op 'n span hy het ongelooflike hart van servanthood gehad, en ons het dit gesien en vir hom gesê, Jessie, hoorie, dit is awesome, die Here werk deur jou, en ek dink dis belangrik, dat ons vir mekaar kan sê, die Here is besig om kragtig deur hier te werk, en mekaar te kan help, sien waar hy ons wil gebruik. Dis nogal 'n mooi ding daai, is dit nie? Is om vir mekaar te erken, ek dink die Here gebruik jou hier. Dis eintlik dit. Ek sien die Here in jou werk deur dit. Miskien moet jy dit pursue. En dit gaan nie oor die persoon nie. Weer eens, interessant genoeg, as ons praat oor die gawes, dan dink ek, Paulus begin 1 Korintiërs 12 deur te sê, onderskei hierdie gawes. Hy sê, niemand kan sê Jesus is Here. Dit wil sê, Jesus is koning, sonder die Gees nie. Maar niemand sal sê, Jesus is vervloek, en hy die Gees van God in hom nie. So hy sê onderskei, nou wat wonderlik is daarvan, waaroor gaan dit vir Paulus hier? Hy sê, wie moet die eer kry in elke gawe? Elke gawe, wanneer die Gees se gawe funksioneer, sal Jesus die eer kry. Interessant genoeg, tot die wonderwerkgawes. As Paulus wonderwerke doen, wat het gebeur met die gemeenskap? Wat is die een frase wat amper elke keer voorkom? En na diep ontzag het mense zich vervul vir God. Dis die uitwerking van 'n gawe. As jy wil weet hoe lyk die gawe van die Gees, dis die uitwerking van die gawe van die Gees, is Christus word verheerlik, en Christus word opgehou.
en hoog hou. Nou interessant genoeg net, ek weet daar's 2 teologieë op hierdie stadium. As jy nie weet daarvan nie, goed so, maar ek gaan julle 'n bietjie teologie leer. Een groep mense sal sê die gawes het opgehou, die wonderwerkende gawes het opgehou by die apostels se dood, toe die gawes van die Gees met die wonderwerke en genesing en spreek in tale en daai goeders opgehou. Ek en Christian dink anderste, ek dink die gawes het nie opgehou nie. Ek dink wat gebeur ook, interessant genoeg, Jakobus wat 'n latere brief sê, byvoorbeeld die gawe van genesing lê nou by die gemeente. Hy sê, as iemand siek is, wat moet hulle doen? Kry die ou met die gawe. Wat sê hulle? Bring hom na die gemeente toe. Laat die ouderlinge hande op hom lê en hy sal genees word. So ek dink die gawe miskien funksioneer op 'n ander manier, maar ek dink 'n ou kan nie dit afskryf nie. Een ding wat ek wel sal sê, en baie mense vra vir my, het julle al gehoor van gawe om in tale te praat? Wie het al gehoor van die tale praat? Ja, op universiteit was dit 'n groot diskussie. Wie kan in tale praat, wie kan nie in tale praat, en dit was 'n Nelien, jy smaal. Nee, dis hoekom jy hier vanaand is, jy wil weet, kan ek in tale praat of kan ek nie in tale praat nie. Interessant genoeg, as jy dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, wat het by die uitstorting van die Heilige Gees gebeur, Arissa? Wat het gebeur? Wat is die een wonderwerk wat gebeur het by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2? Hulle het in tale begin praat. Wat se tale? Mense se tale. Want elke ou het die evangelie gehoor in sy eie taal. Nou hier is die amazing ding. Waar het die tale die mekaar geraak? Kan jy daai verhaal onthou? Babel. Onthou jy Babel? Almal hulle wou 'n toring bou wat groot genoeg is om by God uit te kom, want hulle wou wys hulle is groter as God. Wat doen God? Hy vermeng hulle tale sodat hulle mekaar nie verstaan nie. Wat gebeur by die uitstorting van die Heilige Gees? God herstel die tale. En hy bou 'n nuwe koninkryk. God is besig met 'n nuwe koninkryk wat vir hom sal eer. En hy herstel die tale en almal hoor die woord van die Here. Interessant genoeg in Korinte, net vinnig 'n interessante deel, praat in tale en engele tale was nie uniek aan die Christendom nie. Die oracles in Korinte het gepraat, die vrouens, dit was vroue oracles wat gepraat het in tale. Dit was 'n klomp gebabbel gewees. En dan gaan mense gewoonlik daar en dan gaan hoor hulle wat die gode vir hulle sê in hierdie oracles wat in vreemde tale praat. En daai ding het half ingeslyp. En daarom sê Paulus, interessant genoeg, Paulus is nie teen die tale nie. Hy sê nee, ek praat meer as enigeen van julle in tale, maar ek doen dit in my binnekamer, want ek sal liewerste 5 woorde praat wat sin maak, sodat Christus gehoor kan word, as 1000 tale wat niemand kan verstaan nie. So hy plaas weer vir Korinte in die regte orde. Dis eintlik wat hy doen. Hy sê, die tale is vir die opbou van die praat. En as daar is iemand, sê maar vanaand staan iemand op en hy sê hy het 'n woord en hy begin in tale praat. Sê Paulus, daar's een voorwaarde. Wat is die voorwaarde? Dan moet 'n uitleg wees. En 2 of 3 getuienis. Hoekom moet daar uitleg wees? Hoe sê jy weet as die Gees van God? Hoe sê jy weet as die Gees van God? So 'n toetsiegawe, 'n toetsiegees. So dis die enigste ding wat ek dink oor dit in terme van die. En ek dink vir ons almal 1 Korintiërs 12 tot 14 is net goed om deur te lees vir jouself en regtig daai hele gedeeltes te lees, want daar's orde. En Paulus maak dit baie duidelik in die kerk, hoe lyk dit as jy glo tale bestaan nog, maar hoe lyk dit? En daar's orde, daar's altyd 2 of 3 wat interpreteer en nie almal gelyk nie een op 'n slag. Dis orde en ek spasie voor dit want ek verstaan nie as jy daai gedeelte lees, dit is ongelooflik duidelik hoe daar gemeentes is wat toelaat dat daar 'n gebabbelry is. Hoeveel mense op een slag wat net allerhande goed sê wat nie eers 'n ander taal is nie, want 1 Korintiërs 12 tot 14 maak Paulus dit baie duidelik, as jy dit toepas, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Dit is nie 'n gebabbelry en almal wat op dieselfde tyd, daar's orde, daar's 2 of 3 wat interpreteer. Interessant genoeg net vinnig oor dit. As die Gees, sal julle saam sê, die Heilige Gees is 'n gees van sagmoedigheid. Hy beheer jou nie, hy oorrompel jou nie. Interessant genoeg, Paulus skryf juist daarin, want wat daai ons gesê het, ek kan dit nie beheer nie. As die Gees oor my kom, dan moet ek praat. En Paulus sê nie, jy het beheer oor die Gees in jou. Dis die interessante deel. Dat 'n bose gees, wat is die verskil tussen 'n bose gees en die gees van die Here?
As Jesus bose geeste uitdryf, die pa wat sy seun bring, wat sê hy, wat het die bose gees gedoen? Hy pak my seun beet en wat doen hy? Hy gooi hom in 'n vuur, hy probeer hom doodmaak, hy besit hom en hy ruk hom. En hy gooi hom neer. Wat doen die gees van die Here met ons? Hy wandel met ons. Hy fluister. As so 'n mooi gedeelte in Elia. Onthou julle Elia, na hy die Baal-profete doodgemaak het, 400 van die Baal-profete, dan raak hy bang vir een vrou. Dis 'n amazing ding. Julle vrouens het baie krag, hoor. Ek moet bieg. Hy maak 400 Baal-profete dood, Susan, en hardloop hy weg vir een vrou. En hy gaan kruip weg in 'n grot in die woestyn iewers. En hier is die amazing ding wat gebeur is. Dan staan daar die volgende woorde. Dan staan daar, en toe kom maar 'n rukwind wat die rotse skeur uitmekaar uit. En dan staan daar, en God was nie in die rukwind nie. En dan kom maar 'n aardbewing wat die heuwels laat stuimel. En dan staan daar, en God was nie in die aardbewing nie. En dan staan daar, en toe is daar 'n ligte wind. Amper 'n asem. En toe praat die Here met Elia. God se gees is die fluistering. En daarom moet ons mooi luister. 'n Fyn aanvoeling hê op wat die Here vir ons sê. Dit vat 'n fyn aanvoeling. Hy gaan jou nie gryp nie, hy gaan jou nie beheers nie, hy gaan jou nie maak wat jy nie wil doen nie. Hy sal sê, wandel met my. Hier is die amazing ding, dis hoe hy ons verander, deur ons wandeling met hom. Hy is 'n sagmoedige gees, hy is 'n vriendelike gees, hy is 'n gees van liefde en van selfbeheersing. Ja, en dan, ek dink dit is so belangrik om net weer te onthou, die gawes wil Jesus verheerlik. So alles point na Jesus toe en die kerk edify. So as jy ooit, en as ons dink aan hoe lyk dit in kruispad, is daai altyd die twee vrae wat ons gaan vra. Hoe word Jesus verheerlik deur hierdie gawe en hoe word die kerk ge-edify? En as ons dit mis in daai opsig in terme van die gawes, hoe Jesus meer verheerlik kan word en die kerk meer ge-edify word, Ja. soos ons moet verseker dit dan Ons wil niks mis nie. Ja. Kan ek dit vanaand vir julle sê? Ons wil niks mis van die werking van die Heilige Gees nie, want hy wil ons in volle waarheid lei. Hy wil ons in die volheid lei van Christus. Dalk net vinnig oor hoe die toets jy gebed. die gawe. Maar dit is maar eintlik wat wel, ons die toets in die gawe is baie maklik. Die toets in die gawe waarop val die spotlight. As die spotlight val op jou gawe en jy het 'n gawe, jong, jy het 'n gawe, dan bou ek 'n groot gebou en ek kry meer, nee, as die gawe nie laat mense sê ek wil vir Christus dien nie. Ek het hom liewer. Dan is daar iets fout. Die Gees van die Here wil my liewer maak vir die Vader en die Seun en liewer maak vir mekaar. Dis hoe ons weer die Gees leef in ons en leef om ons en in ons, deur ons, is die liefde wat ons het vir die Vader en die Seun en vir mekaar. Dis wat ons onderskei. Net vinnig oor die gebed. Gaan ons aan, is ons klaar met daai. Net vinnig oor die gebed. Interessant genoeg, mense vra gewoonlik, kan ons vir die Heilige Gees bid? Tannie Lyn het vir my vanoggend vertel van iemand wat gesê het oor dit, gepraat oor dit. Net interessant, daar is geen voorbeeld in die Nuwe Testament van enige iemand wat gebid het tot die Heilige Gees nie. Dit wil nie sê dat ons nie kan nie. Maar wat wil die Heilige Gees doen? Die Heilige Gees wil my help bid. As Jesus sê, kom ek leer julle bid, dan sê hy, sê onse Vader. Dis die Gees wat uitroep in my, Abba Vader. Wie van julle noem die Here Vader? Nee? Ons almal behoort te doen, want dis hoe jy bid, want dis 'n verhoudingstaal. Hoe doen ons dit? Die Gees sê vir my, in my roep hy uit, Abba Vader. Nee, dis die wonderlikste ding. En eers na my pa se dood, het ek regtig dit waardeer van my gebedslewe. Is dit my hemelse Vader my kan hoor. En ek het 'n verhouding met hom, en dit was vir my wonderlik geweest. Maar hier is die ding, hy wil my leer. In Romeine 8 sê, as ek nie weet waarvoor om te bid nie, wie het al gevoel, hulle weet nie waarvoor om te bid nie. Wie wat jy doen? Jy sê vir die Heilige Gees, ek het nie 'n klou wat om te bid oor hierdie ding nie. Ek weet nie hoe om dit hanteer nie, ek weet nie hoe om dit te bid nie.
wil u nie vir my intree by die Vader nie. En hy sê, hy sal intree vir jou met onuitspreeklike woorde, sal hy die wil, God se wil openbaar aan die Vader. Is dit nie amazing nie? Dan het jy letterlik hierdie wil wat, God se wil, wat direk aan God vertaal word deur die Gees. En dit is die waarheid wat dan in my lewe voortkom. En dit is 'n amazing ding. So, hier is die, om net te onthou is, ons bid na die Vader toe, in die naam van die Seun Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, as dit julle help. Slotsom. Yes. Ek het by Liberty hierdie quote gehoor en ek sal dit vir ewig onthou, maar dit sê, if we only have the word of God, we will dry up. If we only have the Spirit of God, we will blow up. But if we have both the word and the Spirit of God, we will grow up. En dis ultimately wat die Heilige Gees wil doen. Hy wil deur die woord werk in ons lewens om ons meer soos Jesus te maak. Dit is primêr die Heilige Gees se werk in ons lewens. As daar een ding is, François, wat jy nou sê vanaand wat ek wil hê julle moet weet, is die Heilige Gees werk kragtig in ons. Daar's 'n bewustheid daarvan, dink ek, wat ons moet hê. Daar's 'n bewustheid, meer as 'n ervaring, 'n bewustheid. As Paulus hulle kom by hierdie persone wat nog nie die Gees van God ontvang het, dan sê hy, maar wat se doop is julle gedoop? Dan sê hulle met die Johannese doop, dan sê hulle, maar het julle nie geweet dat die Gees van God uitgestort is nie? Dan sê hulle, nee, ons weet van Jesus, maar ons nie besef die Gees is uitgestort nie. En daarin is daar 'n geweldige waarheid vir my. Dis asof die kerk van die Here Jesus, wat nie bewus is van die werking van die Gees, en die krag van God wat werk elke dag in ons nie, 'n dooie kerk eintlik is. Die bewustheid, dat vanaand hier mense sit, wat vol van die Gees is, maak my opgewonde. Dit wat my opgewonde maak vanaand. Die Here gaan kragtig deur julle werk. Ag Vader, baie dankie dat ons sommer net vanaand vir U kan dankie sê vir U Gees wat in ons uitgestort is. Vader, maak ons meer en meer bewus van U werking en die Gees se werking in ons. Maak ons sensitief daarvoor, Vader, dat wanneer ons bots met ons vlees, ons sal draai weg van ons vlees af, die vlees sal moer in ons en die Gees sal volg. Dankie Heilige Gees dat U fluister baie keer in ons lewens. Is nie hierdie stem wat gil nie. Is die fluistering. Dankie dat U deur die woord met ons praat. Dankie dat U die woord oopbreek en dankie dat U ons wys wie Jesus was en hoe Jesus geleef het. En mag ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid, hoe meer ons in die aangesig van Christus inkyk, Vader, asseblief. En mag U verheerlik word deur ons liefde vir mekaar en ons liefde vir U. In Jesus naam. Amen.